Amen. Kom ons sê vir Nicholas en die worship team 'n lieflike hande klap. Kom ons gee vir onsself 'n lieflike hande klap. Come on. Nou kom ons gee vir die Here 'n lieflike hande klap. Woo! Come on. God is good and all the time. God is good and all the time. Ek het gesê julle kan sit nie. Maar sit maar, is okay. As vandag vir my weer 'n voorreg om saam met julle hier te kan wees. Julle weet as ek die stoel uithaal, is dit 'n dag van lekker teaching, ons gaan lekker gesels met mekaar vandag. Ek is gesond, my bene is nie seer nie. Ek hou net van 'n bietjie kommunikeer saam met u vandag. Ek sê vroeër vir een van ons dream teams, ek voel vanoggend so anderste. Julle wat jonk is sal dit miskien nog nie weet nie. Maar as jy verlief raak, kykie. Yes, die mic maak en ek geluid. Kyk jy slaap nee, en jy lê oop oë. Jy kyk hy dak so aan. Jy kyk hy dak dwars deur. Want jy sien net jou geliefde daar so. En jy dink al wat jy vir haar gaan sê of vir hom gaan sê of vir haar gaan sê as jy by haar kom. En as jy haar kom jy nie woorde nie. Gaan hy bene net so. En vanoggend voel ek so om voor u te kan sit. Want dit is vir my 'n voorreg om u te kan sien vandag. Die oogappels van die Here, die bemindes van die Here, die uitverkorenes van die Here, die geliefdes van die Here. En dit is vir my 'n eer om vandag hier te sit en na elkeen van julle te kan kyk, want julle is beminlik en julle kan. Julle is amazing man. Dit is 'n voorreg om vandag hier te kan sit en baie dankie vir die tyd om hier te kan wees saam met ons. Ek weet die Here het 'n afspraak met my as ek met u vandag. En net om daai gevoel te kan kry. En as actually die Here vir my actually sê Clifford, normaal daai gevoel wat jy nou het saam met Infinity, dis hoe ek voel as ek na hulle kyk. Mal daai gevoel van verliefdheid met Infinity, dis hoe ek voel as ek na my kinders kyk. So maar niks in die lewe vir jou sê jy is dit nie werd nie. Jy is die uitverkorene van die Here. Jy is sy oogappel man. Come on, kom ons gee onsself nog 'n lieflike hande klap. Amen. En ek dink ek voel ook so omdat ek weer terug gaan na my eerste liefde toe. Ons het 'n 3-part series wat ons doen oor born again. Different aspekte, gaan ons 'n bietjie gesels oor die wedergeboorte. Miskien born again, bekering het verskillende bedoelinge in verskillende mense se lewens. Miskien hou u nie van die woord bekering nie. Miskien het dit u seer gemaak. Miskien het jy 'n hele miskonsepsie waaroor born again gaan en waaroor bekering gaan. En ek het hierdie week 'n bietjie my huiswerk gedoen, 'n bietjie navraag gaan doen by mense van verskillende kerke, verskillende rasse, net 'n bietjie uit te vind, wat dink julle waaroor gaan bekering en die doop? Want dit is vir my belangrik om te hoor, as jy wil uitvind wie mense is, luister wat hulle vir jou sê. En aan die agterkant gaan daar 'n paar dinge opkom van waar mense geantwoord het. Ek het 'n paar voice notes gekry en dit was awesome voice notes wat ek ook gekry het van hoe bekering mense eers afgesit het. Wat bekering vir mense beteken het as, jy's bekeer, jy dink meer as ek. En dit is die houding wat mense wat in die wêreld was gevoel het as mense na hulle toe gekom het met 'n jy moet jou bekeer en hulle loop met Bybels, is amper die mens wat bekeer is, kyk neer op hulle. En dit het gemaak dat mense nie na die kerk wil kom nie. Doop het verskillende aspekte gehad. Jy kan kyk op die agterkant wat dit opkom. Ek het een wat ek gaan lees, so 'n stukkie van iemand wat geskryf het, wat ek gaan deel saam met u, wat hulle opinie van die doop is en wat hulle opinie van bekering is. Sommiges het gesê die doop gaan oor om 'n lidmaat te word van 'n kerk. Sommiges het gesê om gedoop te word is om die kerk is die middelaar tussen jy en God, om jou sondes, die kerk staan daar om jou sondes te laat afwas en dit is waaroor die doop gaan. Sommiges het gevoel dis 'n instelling wat 'n kerk ingebring het vir bekeerde mense. En dit is amazing wat 'n mens kon gehoor het, want mense kan nie dinge sê wat hulle nie gehoor het nie. En vanmôre gaan ek ons 'n guide gebruik wat die woord van die Here is. Want die woord van die Here is ons 'n guide oor waaroor dit regtig gaan, waaroor die doop gaan, waaroor bekering gaan. Maar kom ek lees gou een gedeelte wat iemand geskryf het hierso. En die ene sê, being born again, when you go from being spiritually dead to spiritually alive through Christ.
Surrender your life to Jesus completely for the rest of your life, to follow him, to lay down earthly mindsets and to ask yourself daily, what will God do or say in everybody's life when facing challenges? To speak the truth all the times, to listen, and also to learn how to listen daily. Not to take offense. This is more about your heart being said. Not about the offense, but your heart that's being hurt. Quick to forgive. To be reliable, supportive, a big appetite for prayer, an excitement to read the Bible, being honest, true, real, just with yourself. To love pink, purple, blue, black, and brown. En die een sê doop, wat dit vir die een beteken gaan, water is a sign of renewal and of new beginnings. It's like cleansing your very soul, being spiritually blessed from heaven. Moving and relocating, sê die persoon, die een het getrek, and relocating to a different town in 2015, I had to baptize myself before moving. It's like getting ready for a new life and also equipping myself for what lies ahead. For example, challenges in life, also committing to God, to a new life in Christ. To leave everything that's behind and to follow Jesus, to be his hands and his feet. Is baie interessant om te luister en te hoor wat verskillende mense sê, wat dit vir hulle beteken en hoe die Heilige Gees dit vir hulle openbaar. Maar voor ons daar gaan kom, ons gaan 'n bietjie fokus op hierdie vandag, gaan ons net fokus op die doopgedeelte. Die waaroor die doop gaan en wat die doop beteken en hoekom die doop so belangrik is. En verder oor die volgende 2 weke wat nog gaan kom, gaan ons 'n bietjie meer oor bekering praat, die aspek wat bekering regtig is. So ek gaan nie vandag regtig te diep fokus op bekering nie. My fokuspunt wat u jouself moet oopstel gaan wees oor die doop. Want baie mense bekeer hulle is in verskillende kerke. Hulle bekeer hulle sê hulle het hulle hart vir die Here gegee, maar daar's altyd, as dit by die doop kom, is daar altyd verskillende vrae. En ons gaan kyk, wat sê die woord van die Here omtrent dit? Nou, wat is Hope Family, die kerk? Waaroor gaan Hope Family? Wat is ons nie? Ons is nie 'n kerk or a religion that promotes by being good and moral is the ultimate goal. Ons is hier om vir julle te sê, dit gaan net om goed te wees, jy moet net goed wees teenoor ander nie. Dit is belangrik, maar dit is nie die ultimate goal waaroor ons teachings gaan nie. Ons goal gaan ook nie oor 'n faith om te promote, om net goed te voel. Ons wil net hê as jy uitgaan, jy moet net beter voel teenoor jouself nie. Ja, dit is belangrik, maar dit is nie ons primary goal nie. Ons is hier om vir mense te leer dat God exists, but is not involved in everyday life nie. Ons is hier om dit vir mense te sê, daar's 'n Here nie, maar jy kan die Here net in sekere omstandighede of in sekere dinge, kan jy vir die Here iets vra nie. Dis nie waarvoor ons hier is nie. So what do we promote as a church? Ons het 'n awesome vision and mission statement agter, ek kyk sommer vas in hom. Hy sê what we do, our mission is to know God, help people know God, find freedom, discover purpose and to make a difference. So dit is ons doel, so ons mission, know God, find freedom, discover purpose, and how can we make a difference. Ook om mense bewus te maak waaroor sonde gaan en wat die sonde is. Die belangrikheid om te repent. Ons moet vir u leer hoekom dit belangrik is om te repent, hoekom dit belangrik is om te bely volgens die woord van die Here. En hoekom dit ook belangrik is om heilig te wees, want hy is ook 'n woord wat baie mense bang maak. Jy's te heilig. Hoe jy alweer heilig. Ek dink baie keer het ons nie die konsep waaroor heiligmaking gaan nie en hoekom heiligmaking actually so belangrik is nie. Vir my is relevancy en vir die kerk, Hope Family, is relevancy baie belangrik. So kom ons begin by die doop. Just imagine, Petrus, Johannes, hulle kom daaraan en ewe skielik staan hulle by 'n rivier en hulle nooi mense in die rivier in en hulle druk die mense onder die water. Ek dink daar sal so baie mense na die rivier toe gegaan het nie en is in 'n publieke space nie, want hulle sou gevra het, wat se nuwe geloof is nou die? Waar kom die vandaan? Maar die doop kom actually al baie lank al aan van die Ou Testament. As ons gaan kyk in Levitikus, het hulle dit miskien nie die doop genoem nie, maar as mense siek was, het die priesters hulle gestuur, nadat hulle gebid het, op hulle goed gedoen het, na die riviere toe, om hulle onder die water te onderdompel. Hulle moet dit self doen, en dan moet hulle uitkom, 1 of 2 keer, as verskillende hoeveelhede. So dit was nie vir die mense vreemd, as hulle weet, om siek te wees, om
om na 'n rivier toe te gaan nie, want die priesters het in elk geval dit vir hulle gesê, hulle moet dit doen. 'n Ander aspek wat daar ook was, dit was 'n public declaration. So met ander woorde, jou social identiteit, jou sosiale identiteit was daarin gekoppel. So hulle het dit publicly gemaak sodat mense kan sien waarvoor hulle staan. Dit was nie weggesteek nie. En dis hoekom dit nie vreemd was vir hulle om af te gegaan het na die rivier toe nie. Die ander ene, dit was byvoorbeeld 'n kulturele en 'n simboliese rede, as ook teologiese faktore wat bygedra het na dit toe. So dis hoekom dit nie vir hulle vreemd was nie. Maar vandag in ons lewe is dit vir baie mense wat nie gewoond is aan die doop nie, is baie keer vreemd. Miskien hoekom doen Hope Family dit so? Hulle staan buite, iemand word gesit in 'n doopbad en hulle is nie in die water nie. Ons was grootgemaak, jy moet in 'n rivier gaan doop, want in die Bybel het hulle in 'n rivier gedoop. Glo vir my, as hier 'n rivier geloop het, almal sal in 'n rivier gedoop gewees het. Ons sou nie 'n bad gehad het hier nie. As hier 'n groot dam of iets gewees het hier langs aan, sou ons nie uitgawes gemaak het om vir u 'n doopbad te maak nie. Glo my, ek dink baie kerke wat in die kerk doop, sou dit nie gedoen het nie, want daar was genoegsame water om dit te doen. Maar baie mense vra ook, maar moet julle nie in die water wees nie? En ek vra vir hulle, as die Bybel dit sê, gaan ek dit doen, want ek wil nie teenstrydig is met die Bybel nie. Die mense wat die doop doen, moet jy weet, almal wat mense doop hier, is al reeds gedoop. So met ander woorde, hulle is al reeds skoon gewas deur die Heilige Gees, hulle het al klaar die stap gedoen. Nou gaan ek vir jou 'n voorbeeld maak. As jy jou kind was, klim jy saam met die kind in die water om die kind te was? Of gaan jy sê, nee, jy is nog nie gewas nie, want papa of mamma was nie in die water nie. Daar gaan miskien 'n tyd kom wat jy saam met jou kind in die water wil klim, maar vir fun, maar dis nie vir ek doen dit omdat ek dit moet doen nie. Nou kom papa of mamma by die sê jy gewas? Ja, mamma het my gewas of papa het my gewas. Was mamma en papa in die water gewees? Nee, daddy, hulle was nie. Hoekom het jy nie die kind gewas nie? Dis presies dieselfde konsep. As iemand die gedoop word, solank die persoon onderdompel word deur water, dis die belangrikste. Want die wat dit doen was al klaar deur die water. So ek wil hê jy moet daai konsep reg kry. Hoekom ons dit in Hope Family doen? Dit is die rede agter dit. Maar as u vir ons 'n rivier kan bou, amazing, dan gaan ons die rivier vat. Want dit gaan nie oor waar en hoe dit gedoen, dit gaan oor die konsep. Jy moet jou onderdompel, sê die woord van die Here, maar ons gaan nou 'n bietjie dieper daarin. Maar kom ons bid eers saam. Vader, ons kom na u toe en sê vir u baie dankie vir die woord, Here. Dankie vir wie en vir wat u is, my God, Here. Here, ek vra dat u die woord sal seën, gebruik my, leer my vandag ook, Here, want ek wil meer weet van u af. In Jesus naam, amen en amen. In die Nuwe Testament in Johannes kom 'n man, 'n Fariseer met die naam van Nikodemus na Jesus toe. En hy erken dat, hy sê, ons almal weet dat u 'n profeet is. Ons almal weet dat wie jy is. Ons weet jy is 'n teacher, so ons weet dit. Maar wat kan ons doen in my, ek sê dit nou in my taal, wat kan ons ook doen om te doen wat jy doen? Wat is die geheim? Want ons weet dit. En Nikodemus het in die aand gekom en baie mense se opinie is, hy was bang, maar nergens in die Bybel staan dat hy was bang nie. Baie mense in die Bybel sê hy het in die aand gekom omdat Jesus so besig was in die dag. So elkeen het maar sy verskillende opinies. So dit kan my opinie ook wees. Dit is alleenlik die waarheid as dit uit die woord van die Here uitkom. Die anders wil nie sê dit is verkeerd nie, maar dit is ons gevolgtrekkinge. So baie keer bring die kerke ook rules in, maar dit is hoe ons dit kan sien, maar ons staaf dit met die woord van die Here, want anders gaan dit 'n opinie bly. Kom ons lees wat sê die woord van die Here van hierdie Fariseer, hierdie skrifgeleerdes, hierdie een wat die woord verstaan het. Now there was a Pharisee. As ek gaan lees, hierdie skrif gaan die baseline wees van wat verder gaan gebeur vanoggend. So met ander woorde, die baseline is al die ander skrifte wat ek gaan gebruik. So ek gaan vir julle kernwoorde gee. Ek wil hê jy moet daai kernwoorde moet vasgryp, want ek gaan dit later weer hoor terwyl ek met die deel. Ons begin. Now there was a Pharisee, a man named Nicodemus, who was a member of the Jewish ruling council. He came to Jesus at night and said, Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God. For no one could perform the signs you are doing if God were not with him. En Jesus antwoord hom, Jesus replied, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God
unless they are born again. Okay. See, unless. How can somebody be born when they're old, Fra Nicodemus? Surely they cannot enter the second time into their mother's womb to be born. Jesus answered, very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and spirit. Unless, no one can enter the kingdom unless they are born of water and spirit. Ek gaan nie nou diep aan nie, maar die woorde wat ek op klem lê is belangrik. Flesh gives birth to flesh, but the spirit gives birth to the spirit. You should not be surprised at my saying, you must be born again. Seeing is not believing, but believing is seeing. I cannot see what I don't believe. Ek kan nie sien wat ek nie glo nie. It's impossible. I need to believe it first. So, die eerste iets wat ek wil ophaal, baptism and be born again cannot be separated. Dit kan nie, ek het my hart vandag vir die Here gegee en ek gaan nog dink om my te laat doop nie. Punt nommer 1, there is no separation in, as ek my hart vir die Here gee, dan moet ek my laat doop. Dis nie 'n onderhandeling, dis deel van die pakket. Dit is die alfa, dis die omega. Dis nie 'n gevoel wat ek moet kry of ek gaan reg wees nie. Ek het my hand opgesteek, ek het public acknowledge that I belong to Christ. So now my next step will be, I need to baptize myself. Nou kom ons kyk hoekom. Hoekom moet ek my laat baptize? Kom ons kyk wat sê Jesus in Matthew 3 verse 15. En hy antwoord dit nou vir Johannes, want Johannes wou nie vir Jesus doop nie, want Johannes weet wie Jesus is. And Jesus replied, nadat Johannes het gesê het, hy sê, it is only right to do certain things God require. Nee? Certain things, of wat? As die skrifte nog nie op agter het. Hy sê, it is only right to do all things God require. Antwoord Jesus vir Johannes. Hy sê nie, it is only right to do certain things. Hy sê, it is only right to do all things God require. Then John baptized Jesus. So, we need to do all things that God require. So that's where baptisms come in. I say, perhaps we want to figure things out, but we don't need to figure God out. We need to be obedient to God. Remember, Adam disobeyed God, but Jesus Christ obeyed God. Dit staan in Romans 5 verses 19. So waaroor gaan obedience? Kom ons kyk wat sê Romans 2 verse 13. For it is not those who hear the law or the word who are righteous in God's sight, but it is those who obey the law who will be declared righteous. En dit is belangrik om dit te verstaan, because die Bible sê the prayer of the righteous. The prayer of the righteous. So met ander woorde, om righteous te word, gaan ek dit nie deur myself kan doen nie. Maar om righteous te word, sê die woord van die Here, it is only for those who obey. So met ander woorde, ek het my bekeer en ek het my laat doop. Maar Clifford, ek was al gedoop toe ek klein was. Alright, kom ons gaan 'n bietjie verder. Ek was gedoop toe ek klein was. En hierdie fariseërs en hierdie mense kom en hulle vra nog ander vrae vir die Here. Kom ons lees wat sê die volgende een in Matthew 3 verses 8 to 9. Onthou die mense wat vir Jesus die vraag kom vra het is Jode. So met ander woorde, hulle ken die law. Hulle was klein gewees op 'n sekere ouderdom wanneer die seuns, die mans gecircumcised geword het, want dis volgens wat God vir Abraham gesê het. Die ouer kom staan in die plek van die kind. So dit was gedoen. So met ander woorde, hulle kom en hulle vra vir, soos ons noem dit vandag die kleindoop, hulle kom en hulle vra vir Jesus vra. Kom ons kyk. Die volgende skrif. You must prove your repentance. You must prove your repentance by a change of life. So as jy die Here aangeneem het, ek wil vir die eerste kategorie sê, as jy die Here al aangeneem het en jy's gedoop en jy het jou bekeer, soos Neville nou gesê het, you must prove your repentance by the change of your life. Jy kan nie net sê ek is bekeer en ek ken die woord van voor tot agter nie, maar jou lewe is nie dieselfde nie. Soos Neville gesê het, ons sê nie, moenie doen wat ek doen nie, maar doen wat ek sê. Ons is nie by dit nie. Die woord van die Here sê, your repentance by a change of life, and you don't presume you can don't presume you can get away with merely saying to yourself, but we were Abraham's descendants. Nee, maar ek is al klaar gedoop deur die kerk.
toe ek klein was. Hier sê Jesus vir sy Jode, wat gesê het, hulle was al klaar gecircumcised, hy sê, julle kan nie met die kom te sê, but we already Abraham's descendants nie. Hy sê, for I tell you, sê Jesus, I will awaken these stones to become the sons of Abraham. So as jy nie gaan hoor nie, gaan ek mense oprig, wat gehoorsaam gaan wees. Onthou, almal van ons is in sonde gebore. En as jy 'n baba is, word jy in sonde gebore. Maar jy word alleen 'n sondaar as jy begin participate in die sonde. So die kind is in sonde gebore, maar die kind is nog nie 'n sondaar nie, omdat die kind is nog nie geparticipate in dit nie. Maar sodra die kind groter word en die kind maak besluite en ons begin besef wat is reg en verkeerd en ons begin in dit in beweeg, dan begin ons disobedient raak. Disobedience beteken sin. Then we're gonna miss the mark. So my ouers wat my laat doop het, klein doop het, toe ek klein was, as ek groot raak, val dit nou weg. Soos die Jode gesê het, maar ons is descendants van Abraham, ons het hier alles gekom. Jesus sê, no. You need to make a choice now, because you're grown up now, you know the truth now. En hy gaan verder. So, wat sê die volgende ene? En Petrus gaan, en Petrus, hulle is amazing, hulle klomp mense, die Bybel sê, nadat hulle gepreek het, het daar duisende mense, 3000, 5000 mense tot bekering gekom, en dit is Jode gewees, dit is mense wat die law geken het, dit is mense wat alles geken het, en hulle vra vir Petrus, nou wat moet ons nou doen? We have accepted the teachings, ons aanvaar die teaching, en Petrus sê, in Handelinge 2 vers 38, repent and return to God. Repent and return to God. And each of you must be baptized. Onthou, hulle was al geklein doop, of hulle was al gecircumcised, of hulle het al die rituals gedoen, wat gedoen moet word, maar hoor wat sê Petrus, hy sê, repent and turn to God, and each of you must be baptized in the name of Jesus, the anointed one, to have your sins removed, to have your sins removed. Then you may take hold of the gift of the Holy Spirit. Then you may take hold. Repent is 'n werkswoord. So ek moet iets doen. Ek moet iets bydra. Ek moet iets doen. Hy sê, remember, sin cannot enter the presence of God. There's no sin in God. So if we want to enter the kingdom, soos Nicodemus in die begin gevra het, wat kan ons doen? Hy sê, if you want to enter the kingdom of God, you need to be baptized. By Spirit, in the Holy Spirit. You need to be baptized. So met ander woorde, I can only enter and see the kingdom of God if I repent and if I baptize. Why? Wanneer ek gedoop word en ek maak die public declaration en dan sien God wat ek doen, sê, you can now come into my presence. Now the prayer of the righteous, I receive it. I can hear to you now. I can listen to you now. So that's why baptism, jy sal sien by alle kerke, ek praat nie van 'n kerk nie. Jy kan, die pastore, die dominees, die diakens, almal, hulle het nie 'n probleem met jou, as jy jou hart vir die Here gee nie. Maar die probleem kom in, wanneer jy sê, jy gaan jou nou laat doop. Ja, jy kan jou laat groot doop, maar dit word nie hier gedoen nie, en dit tel nie by ons nie. En dit is iets wat die vyand nie wil hê ons moet doen nie. Net soos die Jode miskien gesê het, maar ons is gecircumcised, ons het die rituele gedoen. Hulle moes die besluit doen, want die Here sê, unless you're not gonna do it, you will not be able to see, to go into my kingdom, to get the mindset of Christ. And that is, dis nie 'n keusevraag nie, dit is verpligtend. So born again and baptism cannot be done separately, family. It cannot be done separately, and Scripture can prove that to us. Kom ons kyk wat sê die laaste skrif wat ek moet deel, Romans 6 verse 3 to 4. Hy sê, oh, don't you know that all of us who were baptized into Christ were baptized into his death? We were therefore buried with him through the baptism in death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, who too may live a new life. So as jy jou laat doop het, en jy sal reeds bekeer, jy kan nie die ou lewe meer lei nie. Jy moet die lewe van Christus lei. As jy nuwe verwikkelinge in jou lewe wil sien, dan moet jy jou bekeer en laat doop. Die Bybel sê, dan sal jy gered word. Ek het vir jou in die begin gesê, ons spreek nie by Hope Family 'n good to know message om jou te
laat goed voel en laat uitgaan nie. We need to give you the truth as well. And I'm not judging you. You still have to make a choice. I'm not judging you say, yes, jy kom nie vir hier nie, want jy don't know. I need to make you aware. If you want to enter the kingdom of God, you need to repent and you need to be baptized. Not that Hope families say that, or whichever church. That is what the word of God says. Ek gaan kyk, hoekom baie mense so terugval as hulle bekeer het, asof dat die pakket nog nie vol is nie. Hulle is nog nie gedoop nie. Ons gaan kyk na Farao. Ek lees in Exodus, Farao se hart was verhard geweest. En toe dit moeilik gaan met Farao, sê hy vir Moses, Moses, ons het gesondig, ons is verkeerd, hy repent. Hy sê, your God is right, we wrong. En nadat alles weer begin smooth hardloop, gaan Farao terug na sy old habits toe. En baie keer in ons lewe, as dit moeilik gaan, erken ons, we repent, God, we are sinners, forgive us. But when things change, then we go back to the old habits. Why? Because we're not born again through water as well. We're not baptized. En dit is belangrik vir iemand wat vandag hier so sit, wat die Here al aangeneem het, as jy nog nie laat doop het nie, en die laaste Sondag van hierdie maand, is vir jou 'n geleentheid om jou te laat doop. God wants to seal you. En Farao het teruggegaan. En baie keer kan ons teruggaan na ons old habits toe. En ek wil vir julle sê, moenie bekommerd wees nie, ons almal groei. Dit gaan nie 'n ding net wees, nou moet jy daar wees nie. As ons kyk na die babas wat vanoggend ingeseën was, kyk oor 'n jaar, kyk oor 2 jaar, kyk oor 3 jaar, kyk oor 5 jaar, gaan julle nie verwag die mamma en die pappa moet oor 5 jaar hier inkom en die baba met dieselfde rokkie aan het nie. Ons verwag dat die baba moet groei. Want as die baba hier gaan inkom soos die baba daar lyk, gaan ons sê daar's fout met die kind. Nou net so in ons geestelike lewe. Ons kan nie verwag om oor 'n maand, 2 maande, 3 maande, 4 maande, 'n jaar of 2 nog dieselfde mindsets te hê nie. We need to be baptized and we need to be born again in order for us to enter the kingdom of God. Amen. Is dit relevant wat ek vandag vir u sê? Maak dit sin wat die Here vir u vandag sê? Amen. Ek wil hê ons moet vanoggend opstaan. En ek gaan 'n geleentheid gee vir iemand vanmôre wat nog nie die Here aangeneem het as julle persoonlike saligmaker nie. Ek het gister by 'n troue gesê dat the fear of the Lord is the foundation of all wisdom. The fear of the Lord is the foundation of all wisdom. What does it mean? When ek bang wees vir die Here, when ek dink die Here is 'n spook, nee. Dit is amper soos, ek is bang om iets te sê, want ek weet die Here is met my. As jy gaan in 'n winkel, jy wil iets vat, of jy wil 'n chocolate vat, en jy is so bang, iemand gaan jou vang. Ek is besig met 'n carnivore diet, maar ek is nie meer so 100% op dit nie. So een keer, as hy my Rensha nie by die huis nie, en ek lus nou vir 'n stukkie brood. Mense, maar as ek net dink, as hy my Rensha my nou gaan vang, dan gaan sy sê, o meneer carnivore. En ek dink, nee, ek gaan nou nie die brood, en ek vat nie, ek dink, nee man, ek gaan nou die stukkie brood vat. En toe ek die brood vat, sy gaan nou seker onthou wat ek wou sê, want sy kom aan, sy vra my, kom maak jy die deur so lank oop. Ek het amper die brood geëet, mense, en ek vat die brood en ek gaan gooi het kant. Wat ek vandag vir jy sê is, I had a fear. No, ek is nie bang vir haar nie, but I know she can caught me doing the wrong thing because she's helping me into the right direction. And that is the fear of the Lord. Ons is nie bang van die Here, maar ons weet die Here is saam met ons. Ons weet, as ons iets verkeerd wil doen, hy is met ons. Ons weet, as ons nog wil sê, hoe gaan ons deur, hoe kan ek vra, hoe gaan ek deur hierdie situasie kom? Want die Here is aan met my. Is that fear that I fear nothing else because God is with me. Ek is nie bang vir 'n bende storm nie, want ek weet die Here is met my. En dis die vrees wat die Here wil hê, wat ons wil moet hê. Hy sê, that is the foundation. As jy miskien cracks in jou lewe het, gaan kyk na jou foundation. Is your foundation the fear of the Lord? The reverence of the Lord, die respek vir die Here. As hierdie mure begin kraak, die eerste ding wat hulle na gaan kyk, hulle gaan kyk nie na die baksteen nie. Hulle gaan kyk nie na die sement nie, hulle gaan kyk na die fondasie. Hulle gaan die probleem soek by die fondasie, en bouers, julle kan my reg help as ek verkeerd is. Ek weet hulle gaan kyk na die fondasie. As jy miskien 'n crack in jou lewe vandag het, gaan kyk na jou fondasie.
Ek het my bekeer en laat doop. Ek wil hê vir iemand vanmôre terwyl ons ons oë toemaak, as daar iemand is wat vandag hulle lewe vir die Here wil gee en sê, God, I'm surrendering myself this morning to you. Kan jy hand vanmôre opsteek? Ons sien die hand wat aan die agterkant opgaan. Sien die hande in die middel. Amazing. Amazing. Sien die hande wat opgaan. God, thank you Jesus. Ek wil hê met die volgende gebed, jy kan die hande laat sak. Ek weet daar's fees in die hemel. Because the children that came home. Ek wil hê ons as die gemeente met hierdie gebed saam met hulle doen. Kom ons bid saam en sê, Vader, ons kom na U toe in die naam van Jesus. Vanmôre gee ons ons lewe in U hande. Dankie vir wie U is en dankie dat ons nou U kinders kan wees in die naam van Jesus. Vader, ek bid vir elkeen wat vanmôre hier is, my God, Here. Here, die wat hulle al reeds bekeer het, Here, maar daar's 'n hindernis om hulle te laat doop, Here. Ek breek daar die barrier in the name of Jesus. Lord, I pray for the spirit of obedience to get into their hearts, Lord. Lord, I pray that they will run and say, you know what? I don't care what people say, I don't care what religion say, but I'm going to do what the word of God instruct me to do. Ek gee nie om wat mense van my dink nie, ek gee om wat God van my dink. Ek wil in die verborgenheid begin leef. Ek wil die revelation begin sien. Ek wil die koninkryk van God binne gaan en ek sal my laat doop. Here, ek bid my Vader, Here, laat hulle sal laat doop, my Vader, Here. Ek bid vir die wat al reeds gedoop is, Here. Ek bid dat U met hulle sal praat, Here, en vir hulle vra, how is my growth in Christ? How is my growth? Can I see the changes? And I ask you, Heavenly Father, the Holy Spirit, just to guide us in the mighty name of Jesus. Amen.